van die Paasnaweek van 33 na Christus, toe 'n man, 'n ene Jesus van Nasaret, wreed om die lewe gebring is, te ondersoek en ten einde dan te bepaal wat die presiese omstandighede van die dag was, wie aanspreeklik vir sy dood was, of enige iemand vervolg behoort te word en of daar persone is wat wel vir amnestie kwalifiseer. En omdat hierdie aangeleentheid van openbare belang is julle as lede hier verwelkom. En 'n uitnodiging ook in die verband is juis aan elkeen persoonlik gestuur. So ek verklaar dan nou, hierdie kommissie is amptelik in sitting. En ons eerste getuie is kaptein Longinus van die Romeinse weermag. Sal u asseblief vir ons net vorentoe kom na die getuiebank. Kaptein, kan u asseblief uself vir die kommissie identifiseer? Seker. Ek is kaptein Longinus, offisier in diens van die Romeinse Ryk. En wat behels jou taak, kaptein? Hoofsaaklik skadebeheer kommissaris. Ek is ook opgelei om ingespan te word in ondersituasies. En jy was ook die offisier in beheer met die kruisiging van Jesus van Nasaret. Dis korrek. So jy was die man wat hom gekruisig het? Nee. Gaan my nie dit antwoord nie. Kaptein, jy sê onder andere dat jou saak is skadebeheer. Maar was dit nodig op daardie Vrydag, die dag van die kruisiging? Nee, nie op daardie Vrydag self nie, maar wel gedurende die res van die Paasfees. Want ek verstaan volgens betroubare bronne wat ek hier het, dat 'n paar dae van tevore was daar 'n protesoptog deur Jerusalemse strate. Dis reg, hulle wil volgens berigte hierdie Jesus koning maak. Koning maak, maar dit is mos hoogverraad, dit is eintlik opstand teen die Romeinse gesag. U is korrek. U is korrek. Ons was gereed vir aksie. Maar dit was toe 'n vreedsame optog. Geen wapens, dreigemente nie. Maar met die tipiese byeenkoms kan 'n mens nooit te gerus wees nie. Hulle het net bly sing, laat ek net vir julle sien, skus. Ja, Hosanna, seun van Dawid, verwysende na die Jesus, wat dit ook al mag beteken. Dit is juist oor hom wat ek wil ondervra. Wanneer het jy weer met hierdie Jesus te doen gekry? Die donderdag, na die, laat ons net weer kyk, ekskuus, ek vergeet soms. Is ons ontbied na die tuin van Getsemane. Ons as Romeinse soldate is gevra om die Joodse raadse tempelpolisie te vergesel vir die inhegtenisneming van Jesus. Ons het berig ontvang dat dit 'n potensiële gevaarlike situasie kan ontstaan. U sien, daar was duisende feesgangers in Jerusalem wat moontlik 'n rassekonflik kon verhoog. Die Jode het die Romeine kwaai gewantrou, natuurlik heeltemal ongegrond. Ek het die situasie gemonitor. Die geringste provokasie kon die kry wat ontplof. Maar dit was toe antiklimaks. Nou, antiklimaks, wat presies bedoel nie? Hulle leier, die genoemde Jesus, het homself nie teëgesit nie. Van sy volgelinge het omstandig geraak. Maar hy het hulle kalmeer. Sonder dat geweld gebruik hoef te word. En die spesifieke Vrydag, u was toe ook... Dit is korrek. Ons het om 7 opdrag ontvang om die persoon onder gewapende begeleiding na Golgotha te neem. En hoe presies het u hom vervoer? Hy het geloop natuurlik en sy dwarshout van sy kruis self gedra. Wel, van die bronne wat ek hier het, beweer dat hy baie gesukkel het. Ja, ek was op 'n stadium daar 'n werklose wat daar rondgestaan het, opkommandeer om te help dra aan sy kruis. Maar ooggetuies beweer ook dat jy hom erg mishandel het. Jy moet verstaan, commissaris, dit was deel van sy straf. Ja, ek moet dit asseblief vir my verduidelik. Dit was ons plig om die verskuldigde
met minag te beheen. U sien, deel van 'n doodveroordeelde se straf is om gegeesel, gespot en beledig te word. Dit moet dien as afskrikmiddel vir ander wat dalk moontlik opstandige planne het. Wel, die lijkskouing, en dit is papier wat ek hier het, dui aan dat hy waarskynlik baie meer as die toegelate houe ontvang het. Ja, hy ken soldate. Hulle word nie eintlik geken vir hulle medelee nie. En een ooggetuie beweer selfs dat u op hom gespoeg het. Ek sal dit nou nie ontken nie. Wel, plaat u nie om so met u medemens te handel nie. Dis my werk, kommissaris. Ons het al honderde kruisigings uitgevoer. 'n Soldaat raak nie emosioneel betrokke by sy werk. En u het ook toesig gegee by die kruisiging self. Ja, dis korrek. Ja, ek wil asseblief hê dat jy vir almal vandag teenwoordig baie mooi sal verduidelik die verloop van die gebeure. Jy sien 'n paal wat so 3/4 pad op met 'n wig ingesny. Dit word op die grond neergelê. Dan word die dwarshout wat die veroordeelde gedra het in die wig geplaas en vasgemaak. Wel, dis interessant, en wat dan? Ja. Dan word die persoon wat vasgespijker in die kruis, deur sy polse en deur sy voete. Dan word die kruis met toue opgehuis in 'n paal, in 'n gat wat vooraf gegrawe is. Dit is bloot routine. Ek het die vasspijker en die ophuising maar aan die manne oorgelaat. So wat het u dan by die verrigting Ja, gedoen? ons was maar daar een kant toe. Wel, besig om wat te doen? Ek en my luitenante het 'n looitjiespelletjie gespeel om te bepaal wie kry wat se kledingstuk. U sien, dis deel van die tradisie, deel van ons besoldiging. Maar die manne wat die kruisiging uitgevoer het, was tog dan onder u bevel. Korrek. Hulle het net my opdragte uitgevoer. So dis is jy aanspreeklik vir sy dood. Ek het my opdragte uitgevoer. 'n Opdrag. Ek het 'n geskrewe opdrag ontvang. Ek verstaan u het dit as bewysstuk. Ja, kan jy asseblief die hof net inlig aangaande die inhoud van hierdie skriftelike opdrag? Ek is beveel om Jesus permanent uit die samelewing uit te verwyder. Kaptein, u beweer dus dat u nie aanspreeklik is vir hierdie man se dood nie. Soos ek gesê het, kommissaris, ek het slegs my opdragte uitgevoer. Ja, maar jy kon dit geweier het. Ja, en? My werk verloor, of dalk self ook gekruisig word? En was jy seker dat hierdie gekruisigde man wel gesterf het? Het Jesus nie, dalk kon hy nie net voorgee dat hy wel dood is nie? Ek ken dood as ek het sien, kommissaris. Ek het self my spies gevat en deur sy hart gedruk. Ja, pla dit jou dat jy hom gekruisig het? Nee. Dat toch 'n bietjie. Ek sal graag wil weet hoekom. Hy het nie gevloek of gepleit nie, jy sien. Hy het op 'n stadium na my gekyk, asof hy my jammer kry, en selfs op 'n stadium gebid en gesê, Vader, vergewe hulle. Net 'n laaste vraagie, kaptein. As jy nou terugkyk, wie was hierdie Jesus? 'n Misdadiger soos die res. Wel, 'n beëdigde verklaring van wat ek hier het, sê heeltemal iets anders. Ek het op 'n stadium gewonder, of hy nie dalk die seun van God was nie. En nou, wat dink u nou? Nou weet ek nie meer nie. Maar van daardie dag af, was ek nooit sonder hom nie. Sy oë volg my en roep my. Kaptein, sou u graag wou oorweeg om aansoek te doen vir amnestie? Ja, asseblief, commissaris. Dankie, kaptein, dit sal voorlopig eers al wees. Wel, ons weet eintlik min van Jesus se agtergrond en dalk moet ek iemand roep wat ons 'n bietjie meer kan help met inligting. Dalk sy ma. Sal Maria, die moeder van Jesus, asseblief vir ons na die getuiebank. Mevrou, dankie dat u ingewillig het om voor die kommissie te getuig. Nou, soos u weet, het die kommissie 'n opdrag gekry om die beweerde grove skending van menseregte teenoor die seun te ondersoek en ek weet dit gaan vir u pynlik wees, maar dankie dat u gewillig is om vandag oor die seun se dood te kom praat.
Dis in orde, kommissaris. Want u is uit die aard van die saak nou nie 'n verdagte nie en ek wil graag by u gehoor het wat u dink moet met die skuldiges gebeur. Ons wil ook net 'n bietjie meer agtergrondinligting kry oor u seun. So sal hy vir die kommissie vertel spesifiek rondom die gebeure van die Paasnaweek. Ek wil dalk net iets so tersyde noem net vir die rekord dat u seun was 'n buiteegtelike kind. Dankie dat jy vra. Josef, my man, was nie die pa nie. God is sy vader. Jy sal nie verstaan nie. Ja, ek praat verseker om laasens. Ek verstaan dit ook nie. Ek is sy ma, maar hy is my Heer. Mevrou, wat is u herinneringe aan u seun se moord? Hulle moes hom vreeslik gemartel het voor die tyd. Hy was die ene bloed toe ek hom sien. Dit was vreeslik. En wie is die hulle na wie u verwys? Ag, ek weet nie, kommissaris, en dit pla my ook nie meer nie. Maar hoekom sou u sê, as ek by u kan hoor, hoekom het hulle hom dan so behandel? Jy bedoel mishandel. Ek verstaan dit nie. Hy het na sy eie mense gekom, en sy eie mense het hom verstoot. Die goeie herde word deur sy eie skape weggejaag. Die een wat mense veroordeel, die een wat mense vrygespreek het, word veroordeel. Sê u eerder vir my hoekom? Wel, dit is wat ek graag vandag wil probeer uitvind. Al wat ek weet is die skrif sê, die straf van die vrede was op hom. En jammer, ek verstaan glad nie. Miskien sal jy later verstaan. Ek weet net deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Goed, in elk geval. So na die geeseling neem hulle hom toe na Golgotha toe. Ja, die soldaat, hulle het grove spykers deur sy polse gemoker en deur sy voete en stamp toe 'n doringkroon in sy kopvel in en die bloed stroom van my seun se gesig af. En daarna maak hulle die kruis staande sodat almal hom kan sien. Wel, dit moes vreeslik gewees het. Daardie prentjie van Jesus aan die kruis sal vir ewig in my geheue ingebrand wees. En toe los hulle hom daar in die kruis. Ja, dat hy homself doodbloei en aan blootstelling omkom, terwyl hy nog nooit eens 'n vliegskade aangedoen het nie. Nog nooit nie. Iemand sal definitief hiervoor moet baarstaan, maar wat sou u sê, wie sou u sê met die skuld dra vir u seun se kruisiging? Ag, ek weet nie, dit maak nie meer saak nie. En voel u dat die skuldiges moet boet vir hulle dade? Hy het geboet vir hulle dade. Hoe bedoel u, hy was dan volgens u onskuldig? Juis. Maar u moet verstaan, en almal vandag hier moet verstaan, dat die skuldiges, of die persone wat verantwoordelik is vir hierdie daad, kan vandag aansoek doen vir amnestie. Vergifnis. Genade. Dis nie meer nodig nie. U bedoel, u het hulle klaar vergewe? Hy het aan die kruis gebid. Vergewe hulle. En natuurlik ek ook. Goed, dankie mevrou, ons waardeer dit. Ek sal dalk moontlik dalk weer met u kontak maak. Alles reg. Dit is eintlik nog so baie om te sê. Wie is my volgende getuie? Die gouverneur Pontius Pilatus, wel hierna sien ek uit. So Pontius Pilatus asseblief die getuiebank nader. Identifiseer uself asseblief vir die rekord. Ek is Pontius Pilatus, gouverneur van Judea en in diens van die keiser van Rome. Gouverneur, ek sou graag wil weet, die feit dat miljoene Christene elke Sondag oor die hele wêreld 'n aandeel in die kruisiging van Jesus se herinnering roep, die herinnering aan wat u gedoen het, ontstel dit jou nie? Waarna verwys jy? Wel, ek praat van die 12 artikels, gelei onder Pontius Pilatus gekruisig en gesterwe het. Ook dit, nee,
glad nie. Ek moet asseblief net harder praat, dat ons julle gehoor kan hoor wat u sê, wat het hierdie ontstaan my. Maar u het toch 'n leidende rol gespeel in die veroordeling en in die teregstelling van Jesus. Ek was wel betrokke. En wat was u opinie van hom? Iets wat onstabiel, maar grootens onskadelik. En onskuldig. Ek is bevrees, ja. Wel, u het self gesê, ek wil dit net aanhaal, ek vind geen skuld in hom nie. En die vrou het hom onskuldig genoem, en sy het nie selfs, as ek dit reg het, u gesmeek om hom nie kwaad aan te doen nie, maar u het geweet dat die Joodse raad besig was met 'n slenter, en tog onderteken u sy doodsvonnis. Ek het geen keuse gehad nie. Die volk was rumoerig geweest, en die Joodse leiers, die godsdienstige leiers, het geweldige druk op my En so waarvoor was u dan toch so bang? Ek was nie bang nie, ek was baie versigtig. Goed, en wat was die aanklag dan teen hom? Hoogverraad. Hy sou homself koning van die Jode genoem het. Ja, En as ek hom vrygelaat is, ek verseker nie 'n vriend van die keiser van Rome gewees nie. Ek verstaan, so die Joodse raad het u gedreig om u by die keizer te gaan verklaar, en u rekord was nie juis heeltemal vlekkeloos nie. Ja, my toekoms was op die spel. Maar was dit nodig om hom te kruisig? Ek het dit probeer verhoed. Ek het hom laat gesel, ek het hom selfs vir Barnabas probeer ruil. Maar die skare het onbloed geroep. Daar was niemand, nie eers sy disippels of sy vriende, wat kon getuig het vir hom nie. Maar ek verstaan, u het in sy onskuld geglo, hoekom het u nie volgens die eie oortredinge en die eie oortuiging opgetree nie? Ek het nie 'n keuse gehad nie, ek moes hom oorgee. As ek hom nie oorgegee het om gekruisig te word nie, dan kon ek myself net so daaroor gegee het. Wel, so u neem aanspreeklikheid vir sy dood. Ek kon nie anders nie. En wat was u motivering? Selfbehoud, selfsug? Nou toe maar. Het nie nooit getwyfel oor dit wat u gedoen het nie. Ek bedoel, u het 'n man onskuldig na sy dood toe gestuur. Ja, nee, ek het... Wie was Jesus? Ek weet nie, ek weet regtig nie. Hy was nie net nog 'n rebel geweest nie, hy was anders. So anders dat, oomblik toe hy in sy lyding het hy na my gekyk, asof hy my jammer gekry het. Ek wens ek het geweet, waaragtig geweet wie hy werklik is. Dalk die ware seun van God. Ek weet nie. So wat was die doel van sy kruisiging dan? Ek sê mos, ek weet nie, sy op hom moet beskuldig is. Ja, dit is my werk, meneer, nie vir jou om te sê nie. Erken u dat u dan die finale bevel tot herstelling onderteken het? Ek sê mos, ek het nie 'n keuse. Maar dit was u. Ja, maar ek het al reeds voor hierdie sitting aanspoed doen om 'n amnestie. Nie dat dit enigiets ongedaan sou maak nie. En het sy dood niks vir u beteken nie? Hy is dood. Ja, sy dood was jou behoud. Hou jy gereed? Pilatus, ons praat dalk meer, dankie vir meneer. Jy kan maar gaan sit. Maar ruggraatloos as jy na my vra. Wie sal volgende verskyn? Wel, die gouverneur het genoem van disippels. Miskien moet ek dalk een van hulle ondervra, dat ek net kyk. Johannes. Sal Johannes asseblief vir ons net na die getuiebank toe kom. Net vir die verslag, identifiseer jouself asseblief. Ek is Johannes, een van Jesus se disippels. Johannes, jy is of wel was, sal ons maar sê, Jesus witbroodjie as ek reg verstaan. Ja, mens kan seker so sê, commissaris, maar hy was vir ons almal baie lief. En jy was ook 'n ooggetuie by die kruisiging. Ja, ek was die enigste van die disippels wat saam met die vroue tot die einde gebly het. Ek hoor dit, maar u was dan nie juis teenwoordig by sy verhoor nie. Nee, toe Jesus iemand nodig gehad het om te getuig vir sy onskuld, was ek nie daar nie. Maar er was niemand daar om te sê wie hy regtig was nie. So wie was hy? Aktivis, was hy revolusionêr? Hy was 'n vredemaker. Ja, en baie mense stook revolusie en opstand in die naam van vrede en versoening. Nee, hy nie. Maar op die rekord, en hy het gesê, het ek hier, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die Hy swak. het iets heeltemal anders daarmee bedoel. Ja, maar hy het ook gesê, ek het gekom om vyandskap te bring tussen familielede.
Jesus het bedoel dat hy gaan skeiding kom bring tussen die ongelowiges en die gelowiges, tussen kinders van die lig en kinders van die duisternis. So aan wie se kant was Jesus dan? Aan die Jode of die Romeine? Aan albei se kant. Wel, 'n dubbele agendas. Ek verstaan nie, kommissaris. Ja, nee, los maar. So wil jy beweer dat hy geen politieke ideologie aangaan het? Hy het slegs die koninkryk van God verkondig, kommissaris. Maar hy het tog 'n paar dae voor sy dood het hy, as ek die koerantberigte reg verstaan, het hy as koning Jerusalem binne gery en daar was palmtakke en mense wat hom egter wou koning maak. Ja, maar soos ek gesê het, hy was geen aardse koning met wêreldse aspirasies nie. Wel, 'n dromer idealis lyk dit vir my. Sy kop was in die hemel, ja, maar sy voete was plat op die aarde. Maar as hy dan so 'n onskadelike filosoof was, hoekom wou almal hom so graag dood hê? Kommissaris, die aanklagte teen hom was polities van aard, maar dit was sy eie mense wat hom wou doodsien. Jy sien, dis die kerkleiers wat hom uit die weg geruim wou en daarvoor het hy die staatse mag nodig gehad. Dus is die aanklagte polities, maar die motief godsdienstig. Hoe bedoel jy? Hy was nie 'n gevaar vir staatsveiligheid nie, hy was 'n gevaar vir die kerk. Hy het die kerk, die bestaande orde, die kerk se verstarde denke geskit. Hy het aangedring op 'n godsdiens waar verhouding met God sentraal staan. En die kerk kon dit nie vat nie. Hy was soos 'n nuwe wyn in 'n leersak. En die sak kon dit net nie vat nie. Ja, ek praat in raaisels, jammer. Ekskuus, dit is 'n beeld wat die meester self gebruik het. So sou jy beweer hy was revolusionêr in 'n godsdienstige sin as ek u dan nou reg sou verstaan. Hy het die kerkleiers witgepleisterde grafte genoem. Hy het hulle godsdiens kom skit en daarvan het hulle duidelik nie gehou nie. So dit was na u mening naaiwer wat die grondslag van sy dood gelê het. Ja. Ja. Gaan voort. Jy sien, hy was die beloofde Messias, kommissaris. Die een wat die mense by God sou uitbring. En die kerk kon dit nie vat nie. En daarom het hulle hom laat kruisig. Ja. So dis volgens jou sou mense sê dat die Joodse raad dan eintlik aanspreeklikheid moet neem vir sy dood. In 'n sekere sin ja, maar ek is ewe skuldig. Ek is ewe skuldig want ek het hom nie erken en herken vir wie hy regtig is nie. So wie was Jesus dan? Ek bedoel, wie is Jesus? Hy is die seun van die lewende God. Dankie, Johannes. Waardeer dit. Ja. Wat 'n aangename jong man, nie veroordeel van vallend nie. Maar hy wys tog 'n vinger na die Joodse leierskap. En ek sien die hoof van die Sanhedrin is op my lys. Kan Rabbi Caiaphas asseblief vir ons na die getuiebank. Sover die rekord, u is Caiaphas die hoofpriester. Dit is korrek. Ek is Rabbi Caiaphas, hoofpriester en voorsitter van die Sanhedrin. Vir die rekord, dit is die Joodse Raad, die hoogste godsdienstige en regsliggaam in die Joodse samelewing. Ja, dankie, nou weet ons ook Rabbi. Ek verstaan dat u leiding geneem het in die Sanhedrin se veroordeling van Jesus van Nasaret. Dit is korrek. As geestelike leier van die volk, was dit my taak om te midde enige geestelike bedreiging die volk te lei. So, jy praat nou van Jesus se leerstellinge. Onder andere ja. Ja, hy het baie nuwe sieninge voorgehou, as ek dit reg verstaan. Ek sal dit beswaarlik nuwe sienings noem. Dit is dwaallering, 'n valse twak gewees. So wat presies is dan die aanklagte teen hom? Jy het tog die notiele van die Sanhedrin vergadering voor u? Ja, maar sal u vir die kommissie en almal teenwoordig net 'n kort opsomming daarvan gee? Wel, hy was 'n godslasteraar. Hy het homself die Messias en die seun van God genoem. So het u hom gedwing om 'n skuldbelydenis te doen? Okay, maar jy moet verstaan dat dit was 'n baie Wel so spoedeisend dat u die wette van die Sanhedrin in die nag, dat u hulle bijeengeroep het. En dan was die getuienis nie almal eers in een stemming oor wat moet gebeur en volgens u wette, as ek dit nou reg verstaan, behoort so beskuldigde dan vrygespreek te word. Dit was 'n uitsonderlike geval. Wel so uitsonderlik dat u hom ten alle koste dood wou hê. Hy het teen God gelaster. Op watter manier het hy teen God gelaster?
Dit was volgens die heilige wette van Moses. Hy het homself die Messias genoem, die seun van God. En dat hy ook die heilige naam van God homself van toepassing gemaak. En enige ander aanklagte. Is dit nie genoeg nie? Ja, beantwoord die vraag, meneer die hoofpriester. Hy het ook gesê, dit is nie nodig om die Sabbat te onderhou nie. Dat Moses se wette nie belangrik was nie. Hy het so ver gegaan om te sê, hy sal die tempel afbreek en binne 3 dae weer opbou. En dan soos ons vroeër gehoor het by mense naby aan hom, het hy die geestelike leiers witgepleisterde grafte gedoen. En as u hom toegelaat het om te bly leef, sou hy die sag van die kerkleiers ondermyn het. Dit is so, maar jy moet verstaan, dit is nie om my eie posisie wat ek dit gedoen het nie. Hy was gevaar vir die volk. Hy moes sterf. Ek het eenvoudig God se wette toegepas. Nou, ek wil net hoor om terug te keer na die aanspraak van wie die Messias is. Hoe moes die Messias volgens die Ou Testament dan nou lyk? 'n koning en 'n heerser, vol glans en heerlikheid. Hy sou die gesag van die kerk en ons godsdienst en ons heilige tradisies kom herbevestig. En Jesus het nou nie juist aan hierdie beskrywing volgens u voldoen nie. Hoegenaamd nie. Dink jy nie ons sal die Messias herken as hy eendag kom nie? Ons ken al die uitsprake oor die Messias. Rabbi. Die kommissie het ook na die Ou Testamentiese uitsprake gekyk en ek wil net vir jou 'n paar goed lees waarop ons afgekom het, is dat die Messias sou uit die geslag van Dawid kom, daar sy. Hy sou in Bethlehem gebore word, op 'n donkie in Jerusalem binne ry. Hy sou die oë van die blindes open en so kan ek aangaan. Blote toeval. Blote toeval en ek dog u as Jode glo nie in toeval nie. En wat van die ander messiaanse profeseë soos Jesaja 53? Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Psalm 22. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek loetjies oor my mantel. Hoe verklaar u dit, Rabbi Caiaphas? Ja, jy is nog altyd verklaar gepraat het en dan my antwoord. Hoe verklaar jy dit? Dit was valse interpretasies van die skrif. Hy was nie die Messias. So as hy dan nie die Messias was, wie was hy dan? Hy was 'n opstoker en 'n sondaar. Hy was gevaar vir die volk en hy moes sterf. En u neem verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir sy dood. Die Sanhedrin onder my leiding het die besluit geneem. Maar die Sanhedrin kon nie die vonnis uitvoer en daarvoor het julle die Romeinse owerheid nodig gehad en julle verander toe die klagstaat van godsdienstige moeilikheidmaker na politieke rebel. Dit was 'n tegniese skuif. En al het die Romeinse soldate hom gekruisig, is dit gedoen op die aandrang. Ja, soos ek gesê het, ter wille van die volk en die godsdienst moes hy sterf. Hy was gevaar vir die volk en as die volk langer blootgestel sou word aan die valshede van hierdie bedrieër, kon dit 'n tyd van morele verval inlei. So ek vra nie julle vergifnis of om verskoning nie, as julle gedink het aan amnestie vergeet het. Ek het nie julle vergifnis nodig nie. Okay. Enige ander dieper rede van hoekom u hom wou dood hê oor hoekom hy moes sterf? Ek verstaan nie. Nou, u het self gesê, Rabbi, en ek haal net aan, dit is beter dat een mens sterf as dat die hele volk daaronder ly. Ek maar dit sê. En u het nie dalk tog net bewuslik of onbewuslik gedink aan die lam wat vir die hele volk geslag sou word tydens Paasnaweek nie. Onsin, die blote gedagte is absurd. Hy was nie geoffer nie, hy was tereggestel. En u het nie dalk 'n fout gemaak deur hom? Nee. Wel, sê nou tog hy was die Messias, die verlosser. Twak, die Messias kan nie sterf nie. Toe ons hom aan daai kruis gehang het en hy dood is, het ons die teendeel bewys. Hy was nie Messias nie, hy was 'n bedrieër en nou is hy dood. Nou, as jy so sê, dankie Rabbi. Ek kan maar gaan. Nee, dit was het boeke. Wie is my volgende getuie? Ek kan regtig doen met 'n rustiger sessie. Dit kan dalk in die besluit wees. Ek roep Maria van Magdala na die getuiemakers. Dankie dat u bereid is om voor die kommissie te getuig. U volle name net vir die rekord asseblief. Ek is Maria van Magdala, 'n volgeling van Jesus die Christus. En u was die dag daar by sy kruisiging. Ja, commissaris. Nou ek weet dit is pynlik en ek is jammer, maar ek moet net 'n paar sake uitklaar en ek sal probeer kort en mondig wees. Dit is alles in orde. Wat het aanleiding gegee tot sy dood volgens jou? Dis asof hy wou sterf. Hy het willens en wetens in die lokval ingestap. Hy het van alles geweet. Hy het selfs gepraat dat hy moes sterf. So, wou hy dan van homself 'n martelaar maak? Nee, commissaris, ek dink nie so nie. Inteendeel. Hoe sal ek dit stel? Daar is by hom geen poging van heldhaftigheid
Geen leed vermaak of geen valse motiewe. Maar jy sê tog dat deur sy eie toedoen dat hy gekruisig is. 'n Mens sou seker so kon sê, ja. Hy het aan die einde baie oor sy naderende dood gepraat. Hy het een keer gesê, niemand neem my lewe van my al weg nie, maar ek lê my lewe neer vir my skapies. Dis nou ons, sy volgelinge. Nou, jy is vast baie lief vir hom. Hoe anders, na alles wat hy vir my gedoen het. Julle twee was nie dalk in 'n verhouding nie. Daar's 'n baie spesiale band tussen ons, maar nie in daardie sin nie. Alles wat ek is aan hom te danke. Ek was verlore, 'n weggooi mens, tot hy my opgetel het en die rede gegee het om te lewe. Hy's my redder. Nou, net om terug te keer tot die ongelukkige gebeure van Jesus se dood. Ons wil u interpretasie kry van wat plaasgevind het. Want het u die verhoor, wel eintlik die 2 verhore, het u dit bygewoon? Nee, kommissaris, vroue word nie by sulke belangrike byeenkomste toegelaat nie. Na sy gevangenisneming het ek hom eers weer gesien, op die pad na smarte, die pad na Golgotha. En u belewenis van daardie oomblikke? Dit was verskriklik. Hulle het hom so wreed gemartel. Hulle? Ja, die soldate, die mense het hom gespot. Dit was amper net so erg. So sou u dan sê dat hulle 'n oormaat van geweld gebruik het? Hulle was sonder genade, amper met behaal. Hulle het hom gemartel, verniel, gebreek. En jy het Jesus toegevolg tot by Golgotha. Ja, maar wat daar gebeur is, kommissaris, kan ek nie oor praat nie. En wat het hy gedoen? Hy het eenmaal net so na ons gekyk en floukies geglimlag. Dit was so asof hy vir ons wou moet praat. Wie is die ons van wie jy praat? Ons klompie vroue en Johannes, hy was maar nog net 'n tiener. Ons het daar eenkant gestaan en alles dopgehou tot die einde toe, tot hy gesê het, dit is volbring. Wel, om ons taak as kommissie te volbring, moet ons aanbeveel wie moontlik vervolg moet word. Oordeel jy dat die skuldiges gestraf moet word? Hy het vir ons sondes gesterf. Die straf wat vir ons vrede bring, was op hom. Het hy dan verdien om te sterf? Verdien, nee kommissaris. Hy het nie verdien om te sterf nie, maar hy het oneindig baie verdien deur te sterf. Ek verstaan hierdie glad nie. Maar jy sal dit nie verstaan. Mis u hom? Ja en nee. Nee. Nee, maar dit is nie nodig nie. Hoe bedoel u? Hy leef dan. Ja, ons sou hom graag weer by ons wou gehad het, soos voorheen. Maar op 'n heel ander manier is hy nou elke dag by ons. Goed, dankie Maria, ons waardeer. Wat het ek wys geword in hierdie getuienis? Dat Jesus gekies het om te sterf. So, dis ons taak dan om al hierdie sake en al die getuies te evalueer en verantwoordbare bevinding te bring na die raad toe. Nou, wat ek opgemerk het by baie van die getuies wat ek geskryf het, is dat Jesus, en hoe sal ek sê, dat hy wou sterf. Maar is duidelik ook dat hy nie 'n sielkundige geval was met 'n doodswens nie. En tog kry ek die indruk dat Jesus 'n man was met 'n missie. Maar hoe sal dit wees dat jy weet jy gaan sterf en dat jy jouself daarin hardloop? Dit is, ek weet nie of jy dit ook so verstaan nie, maar asof Jesus dan 'n goddelike doel nagejaag het. En as ek dink aan al die Ou Testamentiese profesieë wat hierdie voorspel het, dan is dit presies soos wat sy dood aangekondig was. Maar dan is hierdie hele sitting dan eintlik net verkeerd. Want almal wat vandag vir ons getuig het, is dan almal legkaartstukkies in 'n groter legkaart en ons almal het rolle gespeel in 'n vooraf geskrewe teks. So iemand anders moet aanspreeklik gehou word vir Jesus se dood. En ek wonder of dit dan nie God self moet wees nie. God het besluit dat Jesus moet sterf en Jesus het dit geweet. Maar wat sou sy goddelike plan wees met sy dood? Maar lees nog een getuie. Dat was nie op my lys nie, maar hy het tog gevra om voor die kommissie te verskyn. Sal Petrus asseblief vir ons na die getuiebank toe kom? Want u is Petrus, een van die 12 en leier van die disippels.
Ja, commissaris, Simon Petrus. Maar ons taak hier is om te probeer uitvind wie aanspreeklik gehou moet word vir die dood van Jesus van Nasaret. Ek verstaan so en daarom het ek aansoek gedoen om voor u te verskyn. Maar u het baie van die gebeure voor en tydens die verhoor van Jesus meegemaak. Kan ons asseblief vandag net by die donderdag aand begin? Julle was in die tuin van Getsemane. Ja, almal van ons behalwe Judas. Die Here was besig om te bid en toe sê Jesus, kom, ons moet gaan, want die een wat my verraai is naby. En dit was toe na Judas, na wie hy verwys het. Ja. En toe volg daar 'n konfrontasie. Ja, by die hek van die tuin toe keer Judas, die Romeinse soldate en die tempelwagte ons voor. En toe verraai Judas sy meester. Hy het hom geïdentifiseer en hulle het hom daar weg om verhoor te word. Het Judas eintlik van die begin af gewys dat hy tot so iets in staat kon wees? Nee, Judas was een van ons, stillerig. Toe Jesus ons uitstuur om te preek, was Judas daar. Toe ons wonderwerke in sy naam doen, was hy een met ons. En selfs toe ons aan die nagmaaltafel gesit het ons niks vermoed nie. Ek het later besef dat Jesus dit al die tyd geweet het. Dit lyk vir my asof jy so klein bietjie skerm vir die man. Wel, hoekom Judas uitsonder as hy alleen fouteer het? Ons het almal. Ons het almal in 'n sekere sin deel aan sy kruisiging. Want u sê dat Jesus het al die pad geweet van die verraad van Judas. Ja, Jesus het geweet dat hy gaan sterf. En dit is so in die skrifte voorspel. En hy het geweet dat Judas 'n belangrike rol daarin gaan speel. So die kommissie mors eintlik ons tyd, want Judas en Caiaphas en Pilatus en die hoofman, almal is dan maar net almal pionne in die groot skaakspel van God. Geagte kommissie, ek ken nie al die antwoorde nie. En wat ek wel weet, is dat ons verantwoordelik is vir ons eie keuses. En ons daarin, Judas, Caiaphas, Pilatus, en ek, en julle. Maar op een of ander manier gebruik God ons en ons keuses om sy planne uit te voer. Ek verstaan glad nie mooi hoe dit inpas by Jesus se dood nie. Ek weet ook nie. Die feit dat ons deel is van God se plan maak ons nie onskuldig nie. Maar ek dink ek het gekies om my meester te verloon. So ek dink jy verwys nou hier na die voorhof episode. Ja, ek het gesweer ek ken Jesus nie en ek het my Here verloor. Want onder die omstandighede is dit tog seker en almal sal saam met my stem wat hier teenwoordig is, dat so iets is aanvaarbaar of wat? Aanvaarbaar, verstaanbaar. Ek wat gesê het, al sou almal U verlaat, ek sal nooit nie. Ek sal self saam met U sterwe. En toe die toets kom, toe vloek ek teen my Here. Ek het gedink ek het hom so lief. Om my eie bas te red, weet jy? Ek was bang dat ek sondig gekruisig sou word. Ek wat bely het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Ek is mos meer skuldig as Pilatus en Judas en Caiaphas. So verstaan ek jou dan reg, dat jy aanvaar aanspreeklikheid vir sy dood. Ja, meer aanspreeklikheid. Jy sien, ons is almal gedryf deur dieselfde drang, selfboud, eie belang, geld maak sukses. Judas die politieke aktivis wat sy koninkryk bo God staan. Pilatus die bangbroek politikus wat sy toekoms eers stel. Caiaphas wat die behoud van die status quo bo God se saak stel. Jy sien, ek is meer aanspreeklik. Elkeen van ons. Jy veralgemeen nou nie dalk so bietjie nie. Nee, inteendeel. Wat van die geagte kommissie? Hoekom hou u hierdie? Wel, hier is my opdrag. Jy is eintlik besig om skuld te bepaal. Geld Jesus se woorde nie, maar ook hier nie. Laat hy wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En wat presies sou jy met dit bedoel? Is elke kies in eie belang en selfsug. Elke swyer ter wille van eie populariteit.
nie maar verraad, verloning of kruisiging nie. Moet ons almal nie aan hierdie kant van die tafel staan nie. Ja, ek is skuldig. Meer as enigiemand anders wat ek ken. Maar nie een van ons kan klippe gooi na Judas nie. Of na enigiemand anders nie. Eintlik moet ons almal hier kom staan. Julle as kommissie ook. Want hy het gesterf vir ons almal. Maar hoekom moes hy gekruisig word? Waarvoor? Dit is die eintlike vraag. U wil weet, deur wie is hy gekruisig? Deur ons almal. Die vraag is, vir wie het hy sy lewe kom neerlê? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Dankie Petrus, jy kan maar die getuie maak. Ek dink as ons vandag almal fisies regtig in hierdie getuiebank moes staan, sou ons almal dalk redes kon gee oor hoekom Jesus verdien moes, of hoekom hy dit verdien het om te sterf, en ons kon onsself baie keer so onskuldig verklaar, en baie goed. Maar as ek die Bybel reg verstaan, dan sê dit dat die lam was geslag nog voor die grondlegging van die wêreld. En toe God gekies het, want baie keer sê mense, as God geweet het, dat die mens so verskriklik sou raak, wat die effek van sonde op hierdie wêreld sou hê, hoekom het God nog steeds gekies om mens te maak? Want sien, God het ons reeds gevind in die lam, wat voor die grondlegging van die wêreld geslag is, toe hy ons skep. Ons was reeds gevind, nog voordat ons besef het ons is verlore. Dis hoe goed ons God is. En die donderdag aand, voor die Vrydag gebeure van waar Jesus gekruisig is, het hy met die disippels by hom, het hy brood geneem en die wyn, en het sê, en Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer, as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. En elke keer as jy van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jy die dood van die Here, totdat weer kom. Vandag het ons die ongeloof voorreg om nagmaal te gebruik. En as jy daaraan dink, 2000 jaar gelede, die aand voordat Jesus sy lewe vrywilliglik vir my en vir jou kom neerlê het, het hy gesê, doen hierdie. Onthou my van hoe ek my lewe vir jou kom gee het, en by dit wil ek onthou, en met implikasie weet van hoe verskriklik kosbaar jy vir my is. Dit was 'n gruwelooslike naweek. Dit was 'n gruwelooslike oomblik. Maar dit is die waarde wat God van mens gehad het, van die begin af vir jou. So as jy vandag van die sap drink wat ons nou maar het, en die broodjie eet, dan net daai ongelooflike dankbaarheid vir dit wat 'n koning wat dit nie hoef te gedoen het nie, maar wat gekies het om homself neer te lê. 'n herder vir sy eie skape. So terwyl die orkes vir ons gaan begin speel, wil ek jou uitnooi na die nagmaaltafel, en dis vandag in die middel. Julle kan kies om dit alleen te doen, of julle kan kies om as families, en julle kan versprei reg oor die auditorium, en dalk maar net waar jy voel jy's gemaklik. Maar kom ons het vandag hierdie ding, dat ek was so verskriklik waardevol in my pa se oë, dat hy nie 2 keer gedink het om sy seun
vir my te gee om dit te herstel. Jesus het jou verhouding met ons Vader herstel. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vandag hierdie ongelooflike oomblik net kan vier. Nie omdat ons meer hartseer is nie, want ons staan aan die ander kant van die graf. Want U het vir ons gesterwe, maar ons het saam met U gesterf. Maar veel meer het ons ook saam met U opgestaan en veel meer sit ons vandag saam met U in die hemelse plekke. En vandag as ons saam met U is, Here, en as ons rondom die troon staan, dan kies ons vandag om laag vir U te buig en vir U te sê, uit ons harte uit, dankie. Toe niemand ons wou hê nie. Toe daar geen waarde was, wat ons aan onsself geheg het nie. Vader, het U weer eens uit die hemel geroep om te sê, ek ag jou waardevol. En ek gaan vir jou wys hoe waardevol jy is, want ek gaan my seëne gee in jou plek. En vir dit sê ons dankie. En Here, ons lewe as ons dink in vergelyking met dit is so niks. Ons is hier vir 'n rukkie en dan is ons weg. En mag die voorreg om onsself vir U te gee, mag dit nooit vir ons te groot ding wees nie. Maar mag ons konstant, ons hart en ons siel en al ons krag en ons verstand en ons emosie en ons wil voor U neerbuig, die een wat die prys betaal het om ons te herstel. U is wonderlik en amazing en vir dit het ons U baie lief. Dankie ook vir die voorreg om vandag by die nagmaal te wees, wat U gesê het, dat doen dit soveel soos wat julle kan in herinnering aan my. En vandag roep ons U in herinnering en ons wil net sê dankie Here. Ons waardeer U ongelooflik baie vir die feit dat U die lewe vir ons kom neerlê het. In Jesus naam. Amen.